lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees ook U my trooster, kom o Skepper gee. Goeiemôre en welkom weer vanoggend by ons reis deur die boek van Matteus. Ons reis deur hoofstuk 12 en vandag praat Jesus oor bose geeste en leë harte. En daarom is ons tema vandag, 'n leë hart is 'n gevaarlike ruimte. Ons teks wat ons lees vandag kom vanuit Matteus 12 vers 43 tot 45. En wanneer die onreine gees uit die mens uitgaan, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Vers 44 sê, dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste, slegter as hy, saam met hom en woon daar. Die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag. Nou hierdie is harde woorde. Hierdie gedeelte klink amper soos 'n donker rooi waarskuwing vandag en dit is inderdaad so. Jesus wys ons vandag dat dit nie net genoeg is om met iets slegs te deel en daarvan ontslae te raak nie. Daar moet iets goeds in die plek van daardie slegte ding wat uitgegaan het, moet daar in daardie leë gaping weer teruggesit word. 'n Leë hart is soos 'n oop deur. As Jesus dit nie vul nie, sal iets anders probeer om in te kom en dit te vul. Die vertrek van die onreine gees uit iemand se hart uit teken die begin aan van 'n splinter nuwe begin. Amper soos van 'n oorbegin. Jesus sê dit gebeur wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het. Sjoe, dit reën nou so lekker. Ek hoop julle hoor dit ook op die video. Daar is tye wanneer mense bevry word van hulle sonde, van hulle slegte gewoontes of donker invloede wat hulle gehad het. Hulle begin weer skoon. Amper soos ons altyd vir mekaar sê, hulle begin op 'n skoon bladsy. Maar die probleem is, baie mense stop daar. Hulle dink, as ek net ophou met dit wat verkeerd is, sal alles in my lewe reg wees. Maar om net skoon te maak, beteken nie dat jy gevul is nie. En ek dink dis die kruks van dit wat Jesus vandag probeer sê. So al word ons bevry van hierdie donker gewoontes, wat lei tot vloek en dood, moet ons steeds met mekaar praat oor die gevaar van 'n leë huis. 'n Huis wat leeg staan. In vers 44 sê Jesus, die Gees sal sê, ek sal teruggaan na my huis, waar ek vandaan kom. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Die huis is netjies, maar dit staan leeg. God waarsku, 'n leë lewe sonder Jesus, sonder die inwoning van sy Heilige Gees, sonder 'n intieme verbintenis en verhouding met die Here, is 'n geweldige kwesbare plek om te wees. Dit is moontlik om moreel goed te lyk, om ordentlik te leef, selfs vroom voor te kom, selfs kerk toe te gaan, maar geestelik nog steeds leeg te wees. 'n netjiese huis beteken nie 'n veilige huis nie, maar 'n gevulde huis wat op die rots staan, is 'n huis wat veilig is. Nou Jesus waarsku vandag dat die terugkeer van 'n gees baie
erger is as die eerste besetting aan die begin. Met ander woorde, die sonde en die korruptheid word erger as voorheen. Jesus sê dat die Gees terugkom met 7 ander geeste wat erger is as homself. Die punt vandag is eenvoudig vir jou en vir my. As jy net ontslae raak van die slegte, maar nie deur God se Heilige Gees gevul word nie, kom die duisternis en die ewel net dieper en meer intens terug. Dink daaraan, as iemand ophou drink, maar hy het nie sy hart gevul en hy vul dit nie voortdurend met God se woord en die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie, kom ander sondes en ander gewoontes in daardie leemte in. As iemand vergewe word, maar nie leer om in Jesus gehoorsaam te wandel nie, verval hulle maar net weer in dieselfde dinge. Het jy al ooit gesien iemand wat rook, wat vir jare opgehou rook het, en een dag as hy dit weer aan dit vat, dan is hy dadelik weer net so verslaaf. Die menslike hart kan nie leeg bly nie. Dit sal altyd iets aanbid, altyd iets nastreef, of met iets gevul wees. Die groot oplossing vandag is dus, laat Jesus toe om jou hart te kom verander soos Esegiel 36 sê, deurdat hy jou hart van klip, van jou binneste uithaal, en vir jou hart van vlees kom gee, 'n nuwe hart, daai skoon bladsy. Hy doen dit, en dan stort hy sy Heilige Gees in jou hart uit. Jesus waarsku, so sal dit dan ook wees met hierdie bose geslag. Hy praat van mense wat God se werke gesien het, hom aanskou het, hom beleef het, eerstens, maar hom ergens weer verwerp, of nie werklik gehoorsaam in sy voetspore volg nie. Die enigste beskerming teen die terugkeer van die duisternis, is dat Jesus se Gees, sy Heilige Gees, die eienaar van jou huis of jou hart word. Wanneer die Heilige Gees jou vul, is daar geen plek vir iets anders nie. Dit beskerm jou, dit vertroos jou. Efesiërs 5 vers 18 sê, word vervul met die Gees. Nie net een keer nie, maar voortdurend, sê Paulus. Laat sy teenwoordigheid jou denke, jou woorde en jou dade en jou totale lewe oorspoel en vul. Ek moet afsluit. Dis nie genoeg om die huis van jou lewe net uitgevee en mooi versier te hê nie. Jesus wil binne in jou hart deur sy Heilige Gees in jou binneste kom woon en jou kom vul met sy bo-natuurlike krag. Dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid laat opstaan het. Hy soek nie 'n besoekerskamer of 'n gastekamer nie. Hy soek die totale eienaarskap van jou huis. Elke stukkie vierkante meter. So vra vandag vir jouself, na hierdie boodskap, is my hart net skoon, of is dit werklik gevul met die Heilige Gees? Die Bybel praat van wit gepleisterde grafte, of van mense wat die gedaante van godsaligheid het, maar kragteloos is. Kom ons bid vandag, almal, dat ons nie dit sal wees nie, maar dat ons lewend, vol van God se Gees sal wees. Kom ons bid vandag hierdie pragtige gebed saam, wat dit so mooi sing. Kom o Skepper Gees, lewend makend Gees, kom in al u volheid, kom in al u krag, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees
Wees ook hier my trooster, kom Skipper gee. Lei my in die waarheid, leer my van die see. Wees ook hier my trooster, kom Skipper gee. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome